So nie net voor die breek vir ons vertel van ongelooflike familie, die Oberholzers, en saam met ons in die ateljee vanoggend is Michelle Gerry en 8-jarige klein Quentin. Môre, julle baie welkom hier so by ons. Môre. Dit is so lekker om julle hier so te hê. So, vertel ons bietjie van julle gesin. Okay, ons is 'n gesin van 4. Ja. Dis Quentin wat nou 8 is en Sissy wat 3 is. Ja, ons is hierdie jaar 10 jaar getroud. Ja. Quentin is 2016 gebore en toe het ons journey met sy oogies ook begin. Okay, so ja, vertel ons, Quentin is gebore en dit is, soos wat ek vroeër 'n bietjie op die lig gesê, dit is 'n mond vol met chorioretinale kolobomas en bilaterale kognitiewe katarakte in albei sy oogies. Vertel ons net wat beteken hierdie groot woorde en die diagnose. Die kolobome is min of meer sy pupille het nie vol gegroei nie. So dit loop eintlik maar soos 'n geet. En dit het tot in sy oogsenuwees ingetrek. En dit belemmer nou natuurlik sy sig, omdat sy die pupil nou nie mooi toegemaak het nie. Ja. En dan die katarakke, dit was altyd daar, maar dit was nooit in sy visuele bane nie. En nou het dit begin na die visuele bane toe trek. So nou maak dit sy sig nog dowwer as wat hy reeds sukkel om te sien. So, Quentin is in die ongelooflike Amazing Printshof skool. Hulle doen ongelooflike werk daarso. Hoe hanteer hy hierdie sigbeperkings? Ek moet sê, as ek kan noem, hy was eers in 'n gewone skool, hy was in laerskool voorpos gewees. Ons maak hom normaal groot van kleins af. Ons het nooit sy oogies vir hom as 'n probleem gesien nie. So ons het hom 'n kans gegee in 'n normale skool en hy het baie gesukkel, want dit is groot klasse en rondom die skoolwerkies wat sy skrif baie klein was en alles, het hy baie gesukkel. Toe het my pa daai tyd vir ons gesê, kom sit hom eerder in Printshof, hulle is reeds daar vir kinders met oogprobleme en ek moet sê hy doen baie goed. Dis nie vir hom 'n vreemde situasie nie. Ek dink die feit dat die ander kinders ook met oogprobleempies sit, is dit nie vir hom iets vreemd nie. En die personeel daai kant ook is baie ondersteunend. So ja. Ja, Quentin, ek en oom Doopie was gewees by Printshof skool en dit lyk na so lekker skool. Is dit vir jou lekker om daar te wees? Ja, Het jy lekker maatjies al daar gemaak? ja. Wat is jou maatjies se name? Jy kan nou bietjie vir hulle hallo sê, ek is seker hulle luister almal daar by Printshof. Die een se naam is Onka Ja, en die ander se naam is Omolemo ja. en die ander se naam is Tini. En is hulle mooi met jou? Ja, Ag, lekker. So, vertel ons dalk, ek dink ons kan vir pa vra, omdat dit nou 'n seun is. Gerry, wat se jong man is klein Quentin? Kyk, hy altyd as mens iets wil doen, wil hy altyd by wees. Hy wil graag met alles help en hy wil alles leer om te help en te doen. So hy is baie hulpvaardig, hy wil alles doen, hy wil altyd help met alles. Dit is amazing. So Quentin, weet jy al wat jy eendag wil wees as jy groot is? nee, Weet jy nog nie? Wat van 'n superheld? Aha. Dis Batman, maar hy dra rooi, so meer Spider-Man my, Ja. of Superman. Ek dink is moontlik, hoekom dan nou nie? So, die groot vraag nou natuurlik is daar 'n behandeling vir wat Quentin het? Is daar iets wat kan gedoen word om sy sig te verbeter en vir hom 'n beter kwaliteit van lewe te gee? Nee, daar was vir ons gesê, dit is hoe hy is, daar's niks wat dit kan verbeter nie. Hy gaan so loop soos wat dit is vir die res van sy lewe met sy oogies wat hy nie so ver kan sien nie. So waar 'n normale kind op 'n meter ver kan sien, kan hy net op 'n half meter kan hy ver sien. Okay. So hulle het vir ons gesê daar's niks wat dit kan verbeter om sy sig reg te maak. Omdat hy met dit gebore is, nee. Dis net met die katarakke, omdat dit nou sy sig nog slegter maak. Het hulle gesê, as mens die katarakke kan verwyder, dan kan dit dalk vir hom klaar weer bietjie beter wees. Maar die kolobome is daar glad nie behandeling vir nie. Maar die katarakke wat nou verwyder kan word,
Is dit 'n moontlikheid? Is dit in die voorsiene toekoms vir julle? Kyk, as dit verwyder kan word, definitief. Ja. Want ons kom agter met sy skoolwerkies ook. Hy is baie naby. Hy sit letterlik, as hy moet werk, sit hy baie naby met sy gesiggie aan die boek. Ja. So sy sig is besig om dowwer te raak. So Ja. as die katarak, want hy's nou in die visuele baan. Ja. So as die katarak verwyder kan word, gaan dit klaar vir hom 'n bietjie beter wees, glo en vertrou ons. Okay. So ons is nou weer terug hierso met die Oberholzer gesin. Ons sal 'n bietjie verder hoor oor klein superhero soos wat Nene hom noem, Quentin. Ons is terug net hier. Red Walkers, as somebody say amen, is ontbyt met Doopie en Nina. Woensdagoggend beteken jou mense, my mense, en saam met ons in die ateljee die Oberholzer gesin, en dit is ma Michelle, pa Gerry en 8-jarige superhero Quentin. Want sê dis vir hom baie lekker hier by die radiostasie. En hy klink so oulik op radio, maar dan ook by ons in studio het ons vir Katrien van Operation Healing Hands. Welkom Katrien. Goeiemôre, dankie. Dis so lekker om jou te ontmoet. Nou vertel ons net bietjie, wat doen Operation Healing Hands? In kort, Operation Healing Hands is 'n nie-winsgewende organisasie. Ons doel is om vir Suid-Afrikaners wat 'n operasie benodig, maar dit nie kan bekostig nie, hulle chirurgie gratis te gee. Okay. So hoe werk dit? Pasiënt doen by ons aansoek en dan nadat ons hulle medies, finansiëel en eties geëvalueer het, word hulle dan gratis, vir hulle is dit kosteloos, in 'n privaat hospitaal geopereer. So. Hoe kry ons dit reg? Ja, dit is 'n groot vraag. Alle mediese personeel lewer hulle dienste heeltemal gratis. Sure. Dit sluit die chirurge, die narkotiseers en enige nasorg in. Ons nader ook die nodige verskaffers of fasiliteite om hulle dienste of gratis of teen 'n spesiale prys vir ons beskikbaar te stel. Daar is dan altyd 'n bedrag wat oor is wat deur ons gedek moet word en dit is waar ons staat maak op ons skenkers. So dit kan gebeur dat ons alles in plek het vir 'n operasie, maar dat 'n klein bedragie ons dan verhoed om voort te gaan. En dit is hoekom ons dan altyd geweldig dankbaar is vir elke liewe skenking wat ons ontvang. Okay, so ons het nou voor die breek gepraat oor 'n katarak operasie vir klein Quentin en wat 'n groot verskil dit in sy lewe sal maak. Wat sal byvoorbeeld so 'n operasie kos om te doen? Met ons wonderlike netwerk van mense wat hand opsteek en sê ons sal gratis werk of teen 'n afslag prys werk, kon ons dit reg kry om hierdie groot operasie van Quentin teen R35,000 te doen, wat aansienlik minder is. Ja. As wat dit sou kos as mens die hele bedrag moet betaal. En soos wat jy nou sê, dit is privaat hospitaal, ongelooflike medisyne wat die operasie gaan doen en net R35,000. Julle het die netwerk bymekaar gesit. Inderdaad. Amazing. Dit is ongelooflik, maar dan is daar daai R35,000. Wat nou uitstaande sal wees dan vir 'n operasie en seker tipe En as ons goeders. dit in die hande kan kry, dan kan hierdie operasie voortgaan. Reg so ja. Baie gou. Baie gou. Gouer as wat ons dink. Dit is real met URIM. Is Groot FM 90.5. Ontbyt met Doopie en Nina is jou mense, my mense vandag. So by ons in die studio is Michelle, Gerry en 8-jarige superhero Quentin en ook dan Katrien van Operation Healing Hands en net voor die breek het ons gehoor wat Healing Hands doen. Michelle, wat sal dit vir Quentin en vir julle gesin beteken as hy so gou as moontlik daai katarak operasie kan kry? Dit sal vir ons baie beteken en ek dink vir hom ook, want soos ek gesê het, ons glo en vertrou as die katarak verwyder word, dat sy sig bietjie beter kan wees. Ja. Na daai Dofheid van sy oogie af weg. Ja. So, saam met ons op die lyn, ons het nog 'n gas, ons het altyd 'n plek vir 'n ekstra gasie op hierdie program. Het ons vir Wian Vogel van Roundtable nommer 136. Wian, goeiemôre. Goeiemôre Nina en Doopie, hoe gaan dit daai kant? Lekker. Altyd lekker as ons met jou gesels. Hoe lyk dit by jou? Nee, altyd lekker. Ons begin al meer tyd voel by julle stasie. Ja, ek weet, dit is so lekker om so 'n gereelde stem te hoor en 'n gereelde stem wat baie keer goeie nuus bring. So Wian, wat wil jy vandag vir die gesin hierso by ons sê in die studio?
Ja, definitief. Soos julle altyd weet, het julle Engels so net ons gekontak en ons die storie vertel van superheld Quentin en sy oogsituasie. En die laaste paar jaar het ons baie naby aan Katrien en Operation Healing Hands gewerk. So ons het 'n projek wat ons by Pretoria 136 hardloop wat ons noem Mission for Vision. En ons wil graag uit daai projek uit wil ons dan superheld Quentin se kostes dek vir sy operasie. Daai volle R35,000. Korrek, ja. Is jy ernstig? Ek is dit ernstig. Wian, julle ouens daar by Roundtable 136, ongelooflik baie dankie. Julle is 'n klomp manne met groot harte en dit maak my altyd so bly om te weet julle gee terug aan die gemeenskap. Ons is so dankbaar. En dis 'n R35,000 inspuiting dan vir hierdie operasie om 'n moontlikheid te kan word. So Wian, baie dankie. Mamma Michelle sal klaar in trane hierso. Ek sien pa se oortraan ook, maar hy staan nog sterk. So hierdie operasie gaan voort te danke aan julle daar by die Roundtable. Dit is net ons plesier en baie dankie vir al die werk wat julle vir ons doen. Nou, ons waardeer dit. Dankie. Wian, lekker oggend hoor. Mooi, dankie daar vir julle Nina en Debbie. Dankie, Jan boy. Ek gaan nie na Michelle toe gaan nie. Pappa, hoe voel dit om te weet daai operasie is 'n werklikheid en gaan binnekort gebeur? Baie verlig. Dis iets wat ons nie verwag het wat op ons pad gaan kom. Nina, Ja. maar het ek nog ietsie gehoor? Wat? Nee, soos ons weet nou die operasie kan gebeur. Ja. Gaan ons dit so gou as moontlik kan doen, want hoe gouer ons dit kan doen, hoe beter vir klein Quentin natuurlik, né? Wanneer is daai operasie moontlik, Katrien? Vrydag. Quentin, is jy reg dat hulle daai katarakte kan afhaal dat jy kan beter sien, my lyfie? Ja, Is jy opgewonde? ja. Hoorie so? Ek en oom Doopie en al ons luisteraars en ek is seker Tannie Katrien en almal gaan so hard bid en jy gaan nie bang wees nie en dit gaan 'n groot sukses wees. En ons is so trots op jou klein swemmer en jou klein redenaar, hoor jy? Hoorie so, dankie dat julle by ons kom kuier het. Dit is ons grootste voorreg. En ons bid en ons glo en vertrou dit gaan 'n groot sukses wees en ons sien uit wat Quentin nog in sy lewe gaan doen. Ek wil van ons kant af ook maar net sê baie dankie aan julle wat ons genooi het vir die onderhoud en aan Helpende Hand ook. Baie dankie vir al julle hulp en ondersteuning, ons waardeer. So daai het jy dit is ons jou mense, my mense vir vandag. As jy dit gemis het, dit sal ook natuurlik op die Groot FM YouTube kanaal beskikbaar wees na die tyd om te gaan kyk. Altyd lekker as ons kan afsluit met goeie nuus en ons hoop net ons weet, ons praat in vertroue natuurlik dat hierdie gaan 'n ongelooflike suksesvolle operasie wees vir klein Quentin en een van die dae is die mannetjie weer terug. En dan kan hy saam met pa al die lekker goeders doen, soos wat ons nou gehoor het. Hy wil heeltyd net deel wees, hy sit net en smaal elke keer as ek dit sê. So, hoe meer hy kan doen, hoe beter vir hom. Ons kan nie wag om te sien wat die jong man bereik in sy lewe nie. Dis dit vir vandag, ons maak volgende Woensdag weer so.